Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, asook op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Ja, vandag se onderwerp is 50.000 Marokkane stroom Spanje binne. Maar dit is natuurlik nie die vasteland van Spanje, op die Europese vasteland nie, maar die enklawe van Ceuta, wat op die Afrika vasteland geleë is en eintlik aansgrensend aan Marokko is. Nou, dit is 'n ongelooflike ding wat gebeur het die afgelope 2-3 dae, het 50 tot 60.000 Marokkane eenvoudig oor die see, oor die baai geswem na Ceuta toe en hulle die plek binnegestroom. Dit het geweldige gevolge gehad, want die hele Europa is in rep en roer daaroor en die beelde wat 'n mens daarvan kry, is eintlik iets uit 'n apokaliptiese film of uit die roman van Jean Raspail. Nou 'n klomp mense wat met die titel Omsingel die laar van die heiliges. Nou 'n klomp mense op X en Facebook en in die media en oral, veral in Europa, maar ook in Amerika, het dit eintlik vergelyk met Jean Raspail se beroemde roman wat hy in die vroeë 70er jare geskryf het, en ek het toe onmiddellik, ons het al voor in die boek ook versprei, en ek het toe vir die uitgewer Priska Uitgewers gekontak, en ons kan het op ons winkel gelaai, en ons kan dit nou in die verskaf teen R200, min of meer $12. En ek dink vir diegene van u wat nog nie die boek gelees het nie, dis nou regtig ontsettend aktueel, want presies wat Raspail waaroor hy in die boek gepraat het, van 'n klomp mense uit die derde wêreld, wat eenvoudig die Europese vasteland of Europa binnestroom, sonder dat daar enige weerstand gebied word. Dit het nou gebeur, die afgelope paar dae, in Ceuta. Ja, 50 tot 60.000 mense het ingekom, en dit is bevestig deur sowel die Spanje se binnelandse sake kantoor as Ceuta se president Juan Jesus Vivas. Nou ek sal net vir julle so 'n bietjie wys hoe dit gelyk het. Nou, so lyk dit. Dit is regtig so iets uit post-apokaliptiese fliek of roman, soos Jean Raspail, wat ons daar sien gebeur. En dit sit mense ook aan die dink oor al hierdie prosesse wat die afgelope aantal dekades plaasgevind het, ook in Suid-Afrika natuurlik, waar ons ook so 'n geweldige toestroming van mense gehad het. Oor ons grense na 94, maar voor 94 was daar natuurlik al die mense wat van die tuislande af na die groot stede toe gestroom het, en sedert 94 het hierdie proses eintlik net versnel, sodat ons sit vandag met al hierdie plakkerskampe rondom ons, en hierdie soort Raspailiaanse proses, waarvan Raspail in sy roman praat, dit het eintlik kom al amper voltrek in Suid-Afrika, maar ons was die eerste westerse land met wie dit gebeur het, en nou lyk dit my, gaan dit toenemend ook in Europa gebeur. Nou, hulle praat van, daar's tussen 18 en 67 sterftes al as gevolg van hierdie inval, as dit ware, nie gewelddadige inval in Ceuta, wat deel is van Spanje, en hulle is ook selfs besig om woonstelle in te breek, en jy weet, by balkonne, daar was video's waar hulle by balkonne opklim, en sommer net daar so in woonstelle gaan intrek om daar te slaap. Presies soos wat dit in Raspail se boek, jy weet, in die fiksie van Raspail
voorgestel word. En nou daar's blykbaar al, ten minste daar's 34 sterftes al bevestig, maar sommige mense sê nou, dis van hulle wat verdrink het ook, omdat hulle nie goed genoeg kon swem, oor hierdie baai nie. En nou die ander kwessie is natuurlik, die meeste van hulle is jong mans. Maar daar's ook gesinne met vrouens en kinders, en gewoonlik die meer patriotiese partye in Europa praat daarvan dat daar hierdie jong mans wat Europa binnestroom, soos nou hier in CETA, is eintlik so half 'n ampere aanvalsmag wat kom om Europa te verower. En ek dink die sneller vir hierdie soort ding wat Spanje nou tref, wel daar's nog 'n ander omstredenheid ook rondom sekere uitsprake van Israel, want Israel het gesê, want daar's natuurlik onenigheid tussen Israel en Spanje, want Spanje is baie pro-Palestyns, en daarom het Netanyahu ruk gelede gesê dat hy gaan Spanje daarvoor straf, en sy seun het ook voorgestel dat dat die Marokkane daardie twee enclaves of exclaves van Spanje gaan inneem. Dit het hy in Julie of so iets gesê, of in Junie, die seun van Netanyahu. So daar's nou sekere mense wat Israel daarvoor blameer, en daar is ook 'n soort kunsmatige intelligensie video wat versprei is, wat so iets van die aard aantoon. Ons kan dalk nou 'n bietjie daarna kyk. Nou, maar Marokko ontken dat hulle hierdie ding doelbewus veroorsaak het. Alhoewel, hulle het wel die grens heeltemal oopgemaak na CETA toe. Maar die Marokkaanse ambassadeur, sy naam is Karima Benyaj, het in CETA gesê dat hierdie situasie nie deur die Koninkryk van Marokko bewerkstellig is nie. Maar sedert 2021 het hulle al begin om grensbeheer na CETA toe te verslap. Dus ek dink ons het bedenkinge oor hierdie Marokkaanse ambassadeur in CETA se uitspraak. Nou die politieke reaksie in Spanje was nogal eienaardig, want Spanje beskik natuurlik ook oor 'n baie linkse regering, en die premier Pedro Sánchez, alhoewel hy links is, en hy het intussen oor die redelik onlangs het hy gesê dat almal wat onwettig in Spanje is, al die onwettige immigrante, sal voortaan gewettig word, en hulle sal verblyfreg kry, en waarskynlik ook Spaanse burgerskap. En dit kan etlike miljoene mense wees. En hy het onmiddellik 500,000 van hierdie onwettige immigrante in Spanje het hy gewettig. Maar desniettenstaande het hy taamlik ontsteld gereageer oor wat die plaasgevind het die afgelope paar dae, en hy het gesê die toestroming is 'n inval of 'n aanval en 'n skending van Spanje se territoriale integriteit. En die plaaslike CETA amptenare van die eksklawe van Spanje het die regering gekritiseer en gesê hulle reaksie was te min en te laat. En dit was nou die Vivas, hy is die plaaslike gouverneur van CETA van Spanje, en hy het gesê dit is geheel en al onvolhoubaar, en hy het daarom die sentrale regering gekritiseer. Nou aan die Marokkaanse kant is daar ook totale chaos, want daar was botsings tussen van hierdie migrante en die Marokkaanse polisie, daar is onluste, dieselfde tipe ding wat ons natuurlik in Suid-Afrika amper derendtyd ervaar, brandende voertuie, klipgooiery, daar's 'n Marokkaanse dorp Benim Nassar, wat 'n grensdorp is langs die Spaanse gebied, waarvan hierdie migrante met die polisie slaags geraak het, en hulle het klippe gegooi, en hulle het ook polisievoertuie aan die brand gesteek. Dit klink presies soos Suid-Afrika. Mense praat van die Suid-Afrikanisering van die wêreld, en ek dink hierdie
ding in SETA wat ons nou sien afspeel, dit pas geheel en al daarbey in. Nou, daar is nou berigte wat sê dat die onwettige immigrasie in Spanje het afgeneem oor die jy weet, in Spanje self het afgeneem oor die afgelope tyd, maar ek is tamelik skepties daaroor. Hulle sê daar was in die eerste 6 maande van 2025, hulle sê was daar amper 18.000 onwettige aankomste, en nou vanjaar in die eerste 6 maande was daar net 12.000. Terwyl SETA self, jy weet, 2.500 tot voor hierdie groot instroming was daar net 2.500 inkomste in SETA self. Nou die reaksie in Europa, wel Trump het ook daarop gereageer en hy het gesê dat dit ook, wat het Trump daarvan gesê? Hy het gesê, dis 'n waarskuwing dat 'n soortgelyke krisis om in Amerika mag afspeel. En Giorgia Meloni van Italië, sy het dit gesê, dis absoluut skokkend. Ek het een van haar plasings op X, want ek lees natuurlik bietjie Italiaans ook, het ek in Italiaans gelees en ja, en sy was absoluut geskok daardeur. Sy het gesê dat sy het voorgestel dat Spanje moet tydelik uit die Schengen visumvrye sone geskort word. En sy het gesê daar moet buitengewone maatreëls nou toegepas word en ja, dat Spanje geskort moet word uit Schengen. En sy het ook gesê oor onwettige immigrasie sal ons nie 'n duim ingee nie. Ons sal ons grense beskerm, ons sal die mensenhandel staak en stopsit en ons sal toesien dat daar doeltreffende uitsettings van onwettiges plaasvind kragtens ons huidige beleid. Dit het sy op X geskryf. Nou, dit lyk asof dit nie net retoriek van Italië is nie. Hulle het gesê dat hulle gaan vir 'n maand getekende kontroles instel op nie-EU burgers wat per lug of per see van Spanje af aankom en hulle het saam met Frankryk ook grensbeheer versterk. Sy het ook, Giorgia Meloni het verder ook gesê dat Italië ja, al hierdie kontroles baie streng oor die volgende paar weke gaan toepas. En wat ook nogal interessant is dat van die Skandinawiese lande, wat Denemarke en Finland, het ook vir Italië gesteun om te sê dat Spanje tydelik uit die Schengen gebied geskort moet word. Dis is die hele Europa verdeeld tans. Daar sekere lande wat nou nie gereageer het nie, onder andere natuurlik Duitsland, wat heeltemal, vandat Merkel, jy weet, daai 2 miljoen migrante toegelaat het van Syrië af. Klompie jare gelede is Duitsland in totale chaos en die regering het geen beleid oor hierdie tipe aangeleenthede nie. Merz is maar ewe sleg as Merkel. En ja, en daar's van die meer linkse Europeërs wat nou vir Meloni gekritiseer het en hulle het gesê dis 'n instrumentele aanval op Spanje se eie krisis reaksie. Maar hierdie is blykbaar die grootste enkeldag toestroming van onwettige aankomste wat nog ooit op die EU grondgebied aangeteken is. Dus dit is regtig 'n baie ernstige ding wat nou in Europa gebeur het en afhangend van hoe dit gehanteer word, kan dit dalk juis hierdie soort breuk verteenwoordig in die, jy weet, grensbeheer in Europa wat in Raspail se boek vertel word, want in Raspail se boek natuurlik as dis eintlik Indiese immigrante wat daar in ou skepe aankom in die suide van Frankryk in die boek, en dan sê die minister of eerste minister van Frankryk, die polisie moet op hierdie mense wat op die strand uitklim,
moet hulle skiet, maar dan het die polisie nie die moed om op hierdie ongewapende mense te skiet nie, en dan word die hele Frankryk, as het ware, dan agterna ingeneem deur sulke onwettige immigrante, en dit is dan ook die voorspel vir hierdie proses waar die derde wêreld met hulle miljarde mense eintlik die hele weste binneval. Dit is wat dan in Raspail se boek gebeur. Dus ek wys weer vir die boek daar hierso op die skerm, omsingel die laar van die heiliges. Dis regtig vir my nogal 'n baie interessante toeval wat hier gebeur het hierdie week, dat presies dit wat Raspail in sy roman voorspel het, vind nou in Ceuta en in Spanje plaas. En dit sê natuurlik vir ons baie oor die demografiese krisis in die wêreld, die blankes en Europeërs, Noord-Amerikaners wat so min kinders het, en die mense uit die derde wêreld, veral natuurlik Afrika, maar ook dele van die ooste en van die Indiese subkontinent, wat Pakistan en Indië trek nou al by 2 miljard mense. En dit is 'n kwessie, dis die kwessie van ons tyd, en afhangend van hoe dit opgelos gaan word in die openbare debat daar rondom, en daar is soveel sensuur ook wat toegepas word in Europa en elders oor hierdie kwessie, dat 'n mens eintlik jy hart vas. En dit is iets wat vir ons ook eintlik kommerwekkend moet wees, want ek dink Suid-Afrika is nog so half in 'n sekere verhouding met die weste, wat nog steeds deur Europeërs beheer word, maar die oomblik wat Europa en dalk Amerika ook geheel en al derde wêreld gebiede word, dan gaan dinge vir ons ook verskriklik versleg, want daar sal geen beheer of standaard meer wees nie, of om nagekom te word nie. En daar sal ontsettende diskriminasie en wat ook al wees teen ons. Trouwens, aan die einde van Raspail se roman praat hy juis ook van sulke goed, jy weet, dat die blankes dan so 'n minderheid word, en dat hulle eintlik in vrees lewe. Nou ja, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag. En ja, lewer kommentaar hieronder, gee ons 'n opduimpie. Moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. En dan volgende keer, dan maak ons weer so. Totsiens.